Dis stil Saterdag. Gister het Jesus gesterf. En die kruis is nog vars in ons gedagtes. Maar vandag is daar nie wonderwerke nie. Vandag is daar nie engele nie. Daar's nie bonatuurlike goed wat gebeur nie. Daar is net stilte. In Johannes 19 vers 38 tot 42 lees ons: Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat op 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het ook gekom met 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met die geurolie behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf, waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle vir Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. Josef van Arimatea kom na vore. Daai geheime volgeling van Jesus. Nou in hierdie doodstyd, in hierdie donker tyd, want die teks praat met ander woorde nou van toe Jesus aan die kruis gesterf het, kom hy na vore en hy kom vra Jesus se liggaam. En dan lees ons van 'n tweede man, ook nogal 'n geheime gelowige. 'n Man wat in die donker aand na Jesus toe gekom het sodat niemand hom moet sien nie. Nikodemus. Nikodemus kom ook en hy bring olie, mirre, 'n oorvloed, meer as wat nodig gaan wees
om hierdie liggaam mee te behandel. Saam vat hulle Jesus se liggaam, hulle draai dit in doeke toe, en hulle lê hom in 'n nuwe graf neer. 'n Nuwe graf, 'n stil plek. En al wat ons sien en hoor, is stilte. Daar's niks. Daar's nie engele nie. Daar's nie 'n opstanding nie. Daar's net een aaklige groot klip wat voor die graf gerol word. Dis die dag tussenin. Dis die dag tussen belofte en die vervulling daarvan. Dis die dag tussen pyn en hoop. Die disippels het nie geweet wat aangaan nie. Vir hulle was dit die einde. Het dit gevoel soos die einde. Alles wat hulle gehoop het gaan gebeur, is nou skielik weg. Jesus is dood. Hy's in die graf. Daar is 'n steen voor dat niemand hom kan steel nie. En tog hier is God aan die werk. Dit lyk nie so nie, want daar gebeur dan niks nie. God is nie afwesig nie. Hy werk in die stilte, meer as wat ons besef as wat ons dink. Niemand anders sien dit raak nie. Almal is besig om te rou oor Jesus wat dood is. Niemand sien raak hoe God in die agtergrond werk nie. Weet jy, ons ken almal daardie plek. Ons was al almal daar. Daardie tye wanneer ons voel, die Here antwoord nie ons gebed nie. Die Here is verskriklik stil. Sien hy my nie? Hoor hy my nie? Hoekom doen hy nie iets nie? Ons noem dit daardie tussenin oomblikke in ons lewe, in ons geloofslewe. Maar stil Saterdag fluister. Dit skree nie. Dis stil. En ons is stil. Ons dink aan ons Here in die graf. Ons is hartseer. Ons beleef dit, ons beleef verlies. Maar op hierdie stil Saterdag moet ek en jy onthou, die graf het nie die laaste sê nie. Dat stilte baie keer die tyd is wanneer God baie intens met ons werk. Al voel ons dit nie. As ons later terugkyk, dan kan ons sien, maar daardie tyd is die tyd wat die Here my regtig gedra het. God is besig. Al lyk alles so stil. Vandag hoef ek en jy nie antwoorde te hê nie. Ons hoef nie teologiese redenasies te hê nie. Ons mag en moet stil wees. Stil wees in afwagting vir wat God kan doen, gaan doen, gedoen het. Maar in ons eie lewe het ons ook daardie stiltes. Onbepland, iets waarvoor ons nie kan voorberei nie, iets waarvoor ons nie gerad is nie. Ek het nie 'n noodhulp tassie wat een kan staan vir die stiltye in my lewe nie. Maar Jesus kom leer vir ons op hierdie stil Saterdag, dat ons nie moet dink dat ons alleen is nie. Dat God werk, selfs in die stilte. Selfs in my en jou donker oomblikke, werk hy. Ons is nooit alleen nie. Nie eers op stil Saterdag nie. As ons vandag saam bid, het ons nodig om in stilte te wag. Te wag op die Here. Met vertroue te wag, nie moedeloos nie. Nie asof daar nie 'n môre is nie. Nie asof daar nie 'n opstanding is nie, want ons weet dit is daar. Maar ons het nodig om in stilte te wag op die Here. Kom ons bid saam. Here, leer my om U te vertrou in die stilte. Here, help my om te wag sonder om hoop te verloor. Here, wees naby wanneer U ver voel.
Here, gee my vrede in die tussenin tye van my lewe. Here, help my glo dat U werk, selfs wanneer ek dit nie sien nie. Ons sluit hierdie reeks van ons vandag af as ons luister na die Tessai lied Wait for the Lord. Gebruik die lied, gebruik die tyd en stel jouself doelbewus daarop in om stil te wees en te wag. Te wag met vertroue, met geloof. Kom ons wag, kom ons maak ons harte oop en ons luister. Amen.